groot dinge. Amen. Baie keer het jy dit al gehoor van hierdie kansel af, God gaan groot dinge doen. Amen. Ek wil vanmôre vir jou sê, dis nie heeltemal waar nie. Nou sê jy, God is reeds besig om groot dinge te doen. Amen. Ja, as jy groot vanmôre sê, verwag hierdie nog van die gaan ons toekomstig. Ja, ons het 'n groot verwagting van wat die Here gaan doen. Amen. Maar ons kan dit reeds sien en ervaar. Elke dag getuig ons lewe van groot dinge wat die Here mee besig is in my en jou lewe. Ek wil jy moet verstaan vanmôre, ek en jy die kosbare voorreg om te kom sit aan die tafel van die Here, God se woord te kom opbreek. En ek wil jou Bybel vat vanmôre. Kom, as jy Bybel het. Ja, is dit jouself voor vanmôre. Maar nou nie daai tekstmessage wat hy vir jou gestuur het gisteraan en goed teen wat hy sê, hoeksie, wapsie, wapsie, baie vir jou. Dit het in jou hart kom vasdruk nie. Nee, hierdie is my woord. Amen. Dit is God se woord. Dis wat ons sê môre, hierdie is God se woord. God se woord vir my. En ek maak dit my eie. Amen. Loof die Here. God my jou sy woord gee. You must understand the Bible is not just for information, but it's a book of revelation that will lead to transformation. En jy kan dit glo vanmôre. Jy kan dit sien vanmôre net as 'n stuk inligting en dan gaan jy uitmis. Of jy kan vanmôre op daardie plek kom waar ek en jy gaan toelaat dat God se woord my jou gaan kom transformeer. Want ek weet nie of jy dit weet nie, God gaan nie sy woord verander om by jou aan te pas nie. Ek en jy moet verander by God se wil en sy woord aan te pas. Amen. En hoe gouer ek en jy die knie daarvoor gaan buig en sê, Here, change me. Change me. Hoe gouer gaan jy die heerlikheid van God sien en ervaar in jou lewe. Ek glo dit vanmôre, God het vir elke situasie in jou lewe antwoord. Amen. Die Bybel sê is die outeur van die lewe. Die Bybel sê voor alle dinge was God gewees en aan die einde van tye was hy reeds ook gewees. Daar's niks wat vir hom onbekend is nie. Hy is reeds bekend met dit waartoe jy deurgaan en daarom het hy dit reeds in sy woord opgesluit sodat daar antwoord vir jou sal wees in elke omstandigheid in jou lewe. Glo jy dit vanmôre? Amen. Jy sien ek moet verstaan. Die Bybel verklaar dit in Johannes 1 vers 1. Hy sê in die begin was die kom jy ken daar die skrif. En die woord was by God, en die woord was God. So dit was van die begin af alreeds in plek, dit wat God sê, dit wat sy plan is. Maar hoor mooi wat sê vers 14, hy sê, en die woord het vlees geword, en onder ons kom woon, en ons het sy heerlikheid aanskou, en heerlikheid soos die van 'n eniggeborene, wat van die Vader kom, vol van genade, en vol van waarheid. En ons ken hierdie skrif baie goed, om in 'n sekere konteks te verklaar, want ook ek weer lees, toe besef ek, hoor wat sê hy, en die woord het vlees geword, en onder ons kom woord, en ons het sy heerlikheid aanskou. Kind van God, ek wil hê jy hoor vanmôre, jy gaan net die heerlikheid van God aanskou in jou lewe, die oomblik wanneer jy toelaat dat die woord onder jou kom woon, en lewendig word in jou lewe. Jy wil hoor vanmôre, sien, God gee vir my en jou dit wat reeds lewe bring. Hy het 'n woord gespreek en lewe kom tot stand. Daarom wil God vanmôre in jou lewe 'n woord kom spreek om lewens te kom verander. Ons moet verstaan vanmôre, God se woord is die enigste vorm van waarheid. Dis sy woord wat dinge tot stand bring. En niks wat tot stand gekom het, of wat reg het op bestaan, kan bestaan as dit nie gaan wees deur sy woord nie. Bly net hoor. Net wanneer jy jouself gaan beroep op die waarheid op sy woord, dis dan wanneer jy ware lewe gaan ervaar in elke faset van jou lewe. So jy moet hoor vanmôre, jy het 'n keuse, gaan jy God se woord aanvaar, dit jou eie maak, dit toepas in jou lewe, sodat jy lewe en lewe in oorvloed kan ervaar. Wie soek lewe in oorvloed? Amen. Die Bybel sê is in Jesus my en jou erfdeel. Hy het gesê, ek het gekom dat jy lewe kan hê. Glo jy dit? Wat is Johannes 10 vers 10? Die dief, die vyand, het gekom net, dit staan in die Bybel, sy missie is om te steel, te slag en te verwoes, maar, hou goeie moed, sê die Here, ek het gekom, Jesus praat, hy sê, ek het gekom dat jy lewe kan hê, en lewe in oorvloed. Mense, wat beteken om oorvloedig te hê? Hallo? Meer as genoeg. Nou raak ons stil. En jy sien, meer as genoeg beteken, ek kan nie die deksel opkry nie. Dit beteken ek kan dit nie toestop nie. Dit beteken dit borrel oor.
Dit vloei oor vanuit my binneste uit en dit het 'n effek waar dit raak. Ons het daai liedjie gesing as kinders, dit borrel, dit borrel. Kom aan. Die mense kan nie verstaan nie, maar ek is tot so bly. Dit borrel, 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 borrel hier in my. En dan verlang die asem as ek jy nog aan gaan borrel. Maar jy sê, omdat wanneer Jesus werk in jou lewe, sê die Bybel, hy sal maak dat dit word 'n fontein van lewende waters. Mense, ek weet nie of jy het verstaan vanmôre nie, 'n fontein se eienskap is, dit kan nie toegestop word nie. Dan kan nie prop opkom nie. Wanneer jy lewe het wat net in God is, dan sal dit oorloop, 'n fontein word, wat verander ook tot lewe sal wees. Amen. Dis wanneer jy lewe en lewe in oorvloed gaan ervaar. Wil jy dit verstaan vanmôre? Ek is nie te judge nie. Maar Jesus sê, ek het gekom, dat jy lewe, en lewe in oorvloed kan nie. Daarom het sy woord het vlees geword. Jy moet verstaan, hierdie boek gaan oor een. Sy naam is Jesus. Hy sê, ek is die weg, ek is die waarheid, en ek alleen is die lewe. So wat 'n area jy ook vanmôre lewe nodig het, jy het Jesus nodig. Wil jy moet verstaan, jy het Jesus nodig. En elke aspek van jou lewe. God wil groot dinge doen, maar jy gaan dit net beleef na gelang jy kies om daardie area van jou lewe op sy waarheid te baseer. Ons 'n paar weke gelede begin met 'n reeks rondom verhoudinge. En dis kosbaar hoe die Here werk. Maar eerste ding is die prioriteit rondom ons verhouding met God. Daarna om te lewe van daardie verhouding. Die Bybel sê ons moet die Here God lief hê met ons hele hart. Dis die grootste gebod. Ek het so 2 weke terug vir jou gesê, daar's 2 dinge wat vir God belangrik is. Toe hulle hom vra, wat is die belangrikste? Toe sê hy, jy moet. Dit beteken is 'n wet. Dis 'n bevel. Dis nie 'n keuse nie. Die Here jou God lief hê, met jou hele hart, jou siel en al jou krag. En gelyk hieraan, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Tweede reeks het jy so 'n tweede geleentheid daaroor gegaan, oor die belangrikheid van Jesus liefde uit te leef na ander. So as ding wat vir God belangrik is, toegewydheid in jou verhouding met God. Maar ek wil vanmôre daarby inhaak. Daar's 'n ander parallel wat loop met die liefde na die naaste toe. En dit is die liefde in jou gesin. Die liefde wat moet wees tussen man en vrou en teenoor jou kinders. Jy sien, ek wil jy moet verstaan vanmôre, daar is 'n orde waarom God alles gemaak het. En die doel van God se orde is dat daar lewe kan kom. Hoor jy wat ek sê? Ek wil net vir 'n oomblik dink aan die boek van Genesis. Terug, ek moes nie dit genoem Woensdagoggend. Dat die Bybel, wanneer jy die boek van Genesis lees, en Genesis 1, Genesis 2 gaan lees, dan maak dit amper nie vir jou sin nie, want Genesis 1 is eintlik 'n summary van die skepping. Genesis 2 begin hy spesifiek fokus op die skepingsfunksionering of die manier hoe God die mens geskaap het, met 'n purpose. Maar as jy vir 'n oomblik gaan dink, daar's 'n orde in God se skepping. Dag 1, dag 2, dag 3, dag 4, dag 5. En op die 6de dag maak hy die mens. Hoe sou dit wees vir die mens as hy die mens eers gemaak het? Terwyl die Bybel sê en die aarde was woes en leeg. Terwyl daar 'n mix was tussen die droë grond en die watervloed. Come on, sou die mens gesurvive het? Sou die mens geleef het as God net die plante gebring het en gesê het, julle kan eet van al die plante, behalwe van die boom van kennis goed en kwaad, sou daar lewe gewees het? So kan jy sien vanmôre, God het in sy voorkennis 'n perfekte orde. En daardie orde, die purpose van daardie orde is sodat daar lewe kan kom. Is jy by my? So jy moet verstaan, net so is daar 'n orde in God se skepping wanneer dit kom by ons verhouding. Ja, ons weet, die primêre prioriteit is ons verhouding met God. Amen. Jy sien, God kom en hy skep die mens eerste. En hy sit hom in die tuin van Eden, Garden of His Presence, sodat hy 'n verhouding met hom leef. Maar dan het God 'n plan met die mens. En hy skep vir die mens 'n hulp, sodat hy ook in daardie konteks van verhouding kan leef. Hoor gou mooi. Het hy mense gemaak, of het hy een mens gemaak? Een mens. Wie is daardie mens? Eva, die vrou van die man. Julle, ek het iets besef.
Dat jy moet verstaan vanmôre, ja, die Bybel sê, gelyk daaraan om God lief te hê met jou hele hart, jou hele siel aan jou krag, is om jou naaste lief te hê, soos jouself. En dit is reg, waar jy jouself bevind, die een in wie jy jouself bevind, of waar jy jou direk bevind, of by die werk is, ja, daar die persoon is jou naaste, maar jy, daar's 'n orde. Daar's 'n orde. Jy sien, voordat ek en jy die wêreld al buitekant lief het, moet ons weet hoe ons vrou en ons kinders lief te hê. En baie keer verloor ons daar die fokus. Handelinge 1:8 kom die Here en hy sê, julle sal krag ontvang, die vermoë, die dinamus, the empowerment to be my witness. En wat sê, wat sal gebeur? Julle sal my getuie wees in Jerusalem, Judea, Samaria, tot aan die uiterste van die aarde. Mense kan nie sien, dis 'n kring wat van binne af beweeg. Met ander woorde, as ons dit van toepassing sou maak op God se orde om lief te hê, beteken dit jou eerste prioriteit as man is om God lief te hê. Daarna om jou vrou lief te hê, jou kinders, daarna volg die res van die wêreld. En selfs die mense daar buitekant, ons gevoel iets wys geword. Partykeer mis ons dit. Partykeer mis ons dit. Partykeer is ons orde verdraad. Jy sien, ek wil jy moet verstaan vanmôre. Ons is soms so gefokus op die wêreld te evangeliseer. Maar ons vergeet, ons eerste veld van evangelisasie of disipelskap is eintlik ons huis. Een amen daar agter. Jy kan maar eina ook sê. Of jy kan saamstem of as dit nou seer maak, jy wat sê eina. Jy sien, jy kan vanmôre dalk sê, dat weet jy wat, dis nie meer vir my van toepassing nie, want ek is single. Ek het nie meer 'n man, ek het nie meer kinders nie. Ek sal ongetroud, ek sal geskei. Nee, ek wil jy moet verstaan vanmôre. Jy is deel van 'n groter familie. Daarom is daar vanmôre beginsel wat op jou ook van toepassing is. So moenie dit vanmôre hier laat verbygaan nie. Hoor wat die Here vanmôre vir jou sê. Jy sien, ek glo vanmôre dat God vanoggend harte gaan aanraak en wil kom heel maak. Ek glo vanmôre God wil kom seer genees. Ek glo vanmôre hy wil huwelike kom herstel. Hy wil verhoudinge kom herstel. Ek glo vanmôre dat hy wil opnuut weer dat jy sy vreugde en sy vrede in jou huis gaan ervaar soos nog nooit van tevore nie. Sien, God het vir elkeen van ons 'n alles oortreffende plan vir jou huwelik, vir jou gesin, vir jou families en vir jou kinders. Glo jy dit? Ek wil dit weer sê, God het 'n alles oortreffende plan. 'n plan van voorspoed, 'n plan van hoop, 'n plan van vreugde, van vrede vir elke huwelik, vir elke gesin, vir elke familie, vir jou kinders vanmôre. En die vraag is vanmôre, is jy bereid om God se plan vir jou lewe toe te laat? Want dit kan tot stand kom. Dit gaan tot stand kom, behalwe as jy dit nie gaan kies nie. Behalwe as ek en jy dit gaan kies om ons eie koppe te volg, in plaas van God se plan vir jou lewe te kan kies. Daarom wil ek 'n tema vanmôre tot die hart rig. Goddelike huwelike en gesinne lei tot goddelike heerlikheid. Jy moet hoor. Goddelike huwelike en gesinne lei tot goddelike heerlikheid. Jy sien, as jy gaan kyk na die wêreld daar buitekant, is die topik rondom huwelike en verhoudinge seker een van die meeste of die grootste topics waaroor die meeste boeke geskryf is. Gaan search. En elkeen het 'n plan. Nee, doen net A, doen net B, doen net C, doen net D. En so dubbel op hulle al. Doen AA, doen AB, doen AC. En een van die dag net wees ABC die nie vergeet, dan begin hulle maar weer van voor af. Want as legio van opinies wat mense het oor hoe ons as mense moet funksioneer in iets wat God die outeur van is. Hoor jy? En dis die grootste probleem wat ons as mens beleef. Ons word beïnvloed deur die sieninge van mense. En ek seker dat een van die topics waaroor die minste bedien word van die kansel af. Van wat is God se plan? En kerk, dis waarvoor ons hier is, om mekaar toe te rus met God se plan vir iets wat relevant is tot my en jou in ons alledaagse lewe, naamlik ons huwelike, ons verhouding met ons kinders, ons gesinslewe, ons families. Weet jy wie dit agtergekom het? Die wêreld kan doen met goddelike huwelike. Het jy dit al gesien om jou?
Ek het 'n statistiek raak gelees. Onlangs het daar 'n studie in Amerika gedoen en ek wil nie moet vanmôre Amerika lei daarin. Hoor jy? In 1999 het 70% van die populasie geproclaim dat hulle Christene is. In 2019 het dit gedecline na 65%. In 2020, net 'n jaar daarna, het dit afgeneem na 47%. En dit neem af by die dag. En jy kan sê, dis Amerika. Mense, ek dink nie as statistiek vir Suid-Afrika nie. Maar ek dink dis net so van toepassing hier by my en jou. Want as jy kyk na die seer, die gebrokenheid, die morele verval van die mens, dan is ons oblivious as ons ontkenning gaan leef en sê, dit is nie hier nie by my en jou. Hallo? Ons sien die effek van die gebrokenheid, die effek van die aanslag van die vyand teenoor huwelike by die dag toeneem en al hoe erger word. Jy sien, dit is vanmôre maklik ook om te sê, ons is Christen. Maar die woord die Christen beteken to be like Christ. So dit help nie net, ek het 'n bordjie daar voor my huis of 'n kruisie op ontgoed wat sê, verstaan die Johannes 3 vers 16 Psalm 91. Dit gaan daaroor, is ek besig om God se beginsels vir my lewe, God se beginsels vir my huwelik, vir my verhoudinge toe te pas of nie? Dis baie meer as om net dit te sê. Dit gaan oor 'n leefwyse gebaseer op dit wat God sê, wat sy plan is. Jy sien, ons lewe in 'n era waar dit nou meer as ooit al hoe meer uitdagend raak om net te survive in die huwelike. Ek het nou eendag vir iemand gesê dat as jy gaan kyk, statistiek sê 67% van huwelike in Suid-Afrika eindig op 'n skeihof. Scary. Dan praat ons nie daarvan eers van om werklik gelukkig te wees in die huwelik. Nou ek het die ander dag 'n storie gehoor wat iemand sê, 'n man moet maar besluit vroeg in sy lewe, wil hy reg wees of wil hy gelukkig wees? En ons is vreeslik baie koud funksioneringslede. Ek het die ander dag gehoor en goed wat 'n man by sy vrou kom en hy sê vir haar, hulle sê dat 'n vrou is altyd reg en 'n man is altyd verkeerd. So as ek dan verkeerd as ek sê jy is reg. Catch 22 nou. Wat op nou? Sien, God het die huwelik gemaak. Ja, sodat ek en jy dit kan geniet. Maar dis 'n high purpose. En ek moet vanmôre met jou share. Daar's 'n groter plan. Ander onlangse studie het bewys dat 97% van mense sê dat intieme familieverhoudings is die primêre sleutel tot geluk. Meer as geld, meer as die regte werk te hê, meer as aansien, meer as erkenning en sukses. Familie. Intieme verhoudings, familie. Want God het ons so gedesign, mense. Ek en jy is 'n verhoudingswese. Jy sien, die teenoorgestelde is ook waar. Statistiek bewys die grootste faktor wat aanleiding gee tot armoede, dwelmverslawing, geweld, tronkstraf, gesinsgeweld en geweld teen vroue is die effek van gebroke huishoudings en die afwesigheid van paas in gesin. Ouch. Ek het eendag 'n stelling gelees wat dit nie stryd gemaak het. En het my altyd bygebly. Sy sê, gebroke ouers maak gebroke kinders groot. Mense, ek is nie vanmôre om klippe te gooi nie. Jy sien, God wil restaurasie bring. Hy wil herstel bring sodat die bose kringloop gestop kan word. En dat is nie van toepassing vanmôre hier by my en jou nie. Maar God het vanmôre juist dit in jou hart wil kom deponeer om een dag buitekant te kan gaan bedien. Jy sien, jy moet verstaan vanmôre, dis ook bewys dat ouers is die primêre beïnvloeders en vormers van jou kind se morele ontwikkeling en waardes. 'n Kind word volmaak gebore, maar soos 'n spons. En die babbel, die ruimte van die huis, van die huwelik, is die plek waar God hom geposisioneer het, sodat die effek van verhouding tussen man en vrou en dit wat in die huishouding aangaan,
sal bydra tot daardie kind se ontwikkeling en vorming van morele waardes. Navorsing bewys dat ouers is die primêre beïnvloeders van kinders se identiteit, van hulle seksuele oortuigings. Mense is nie besig om jou sleg te maak vanmôre nie. Ons moet verstaan vanmôre hoe ernstig dit is dat ek en jy sal kom op 'n plek om dit waartoe God my nou geroep het as ouers, as man en vrou in die huwelik, as lede van 'n familie, hoe ernstig dit is vir God, sodat ek die keuse kan maak om op te staan en te sê, ek het nodig vir verandering in my lewe, sodat God se heerlikheid kan deurbrek. Want jy sien, net wanneer jy God se woord en sy beginsels gaan toepas en gaan toelaat, gaan jy die heerlikheid van God sien. Sien, ons moet verstaan, as daar nie vanmôre man en vroue gaan wees wat gaan opstaan en dit gaan verklaar, hoor my mooi, nie net sê, nie gaan begin leef, soos Josua, ek en my huis, ons sal die Here dien, gaan dit net 'n bose spiraal wees wat aanhou loop. God het man en vroue nodig wat vanmôre gaan opstaan en sê, ek en my huis, ons sal die Here dien. Hoor jy wat hy verklaar? Hoor jy wat hy verklaar? Josua sê nie, my vrou, my kinders sal die Here dien. Hallo? As man staan hy op as die hoof van sy huis en sê, ek en my huis sal die Here dien. Sien, die Bybel verklaar dat Romeine 8 vers 19, die skepping wag met reikhalsende verlange op die openbare making van die kinders van God. Dis baie maklik om vir die wêreld dit te gaan preek daar buitekant van wat hulle verkeerd doen. Maar wanneer kom wys ek en jy as kinders van die Here wat die regte ding is wat God sê in sy woord, wat ons moet uitleef in ons gesinne. Hallo? Dis wat die verskil gaan maak. En van God, jy moet hoor vanmôre. Die keuse wat jy gaan maak vanmôre, gaan nie net die uitkoms in jou lewe bepaal nie, maar dit gaan ook in jou kinders en hulle kinders en die kinders daarna se lewe bepaal. Hoor wat sê Deuteronomium 30:19. Hy sê, neem vandag die hemel en die aarde as getuies teen julle, die lewe en die dood, die seën en die vloek, het ek jou voorgehou. Jy het die keuse. God gee vir my en jou die keuse. Jy kan kies om jou huwelik te baseer op God se woord, of jy kan jou eie kop volg. Jy kan dit leef na gelang God se woord, of jy kan die dinge van die vlees aanhaal. Die dinge van die gees is lewe, sê die Bybel, maar die dinge van die vlees is eintlik dood. Ek kies jy dan vanmôre. Maar ek sê vir jou, kies die lewe, want dan alleen sal jy leef. Maar hoor wat sê hy daaronder? Hy sê, jy en jou nageslag. So verstaan dit vanmôre. Die keuses wat ek en jy maak, het die effek op my en jou kinders. Moet ek dit weer sê? Jy het my gehoor. Sien, ons het baie keer al gesê, kinders doen nie wat ons wil sê. Hallo? Hulle doen wat hulle ouers sien doen. Kom on. Soos ek nie gaan kies om God te dien, en elke dag preek vir my kinders, van die opgang van die son tot sy ondergang van hoe hulle moet leef nie. Dit gaan oor hoe ek dit modelleer, want dit is wat God my geroep het. Dis die eerste vlak van disipelskap. Jy sien, ons word groot in huishoudings, waar daar sekere maniere, normes en waardes uitgeleef was, en by default word dit ons gedrag. Ja, nou het iemand gesê dat, weet jy wat, daar is baie definisies wanneer dit kom by groot woord, generational curses. Maar weet jy wat is die grootste vorm van generational curses? Wanneer daar verkeerde gedrag en optrede was, waar ons groot geword het, en ons leer maar daar dieselfde gedrag en optrede aan, en ek gaan demonstreer dit vir my kinders, en hulle leer dit aan, en hulle leef dit weer uit aan hulle kinders. Kom aan. Julle die Godse genade. Dit is nie genade. So ek en Anel 29 jaar getrouwd hierdie jaar. Julle moet vir my bid. Ek check. Maar ek wil vandag vir jou sê, vir 'n groot gedeelte van ons lewe, sekerlik die eerste 15 jaar, was dit taaf. Was dit taaf.
Omdat ons albei gekom het uit daai gebrokenheid van menswees. En daai gebrokenheid nie agter ons gesit het nie. En dan vanmôre jy's afsluit met gedagte wat die Bybel sê, as jy nie gaan afsny, gaan af dinge agter jou los nie, gaan jy nie God kan aanhang nie, gaan jy sy beginsels aanhang nie. En eers toe ons dit ontdek, dat ons albei moet kom op 'n plek om daardie gebrokenheid, daardie seer, daardie bose kan los, ook agter ons te los, toe kan ons saam groei in God se plan vir ons huwelik. Jy moet verstaan vanmôre. Jy sien, die duiwel se aanslag was van die begin af teen die huis, teen verhoudings, teen die huwelik. Daarom vel hy dit nog meer vandag teen my en jou. En maak dit nog meer intens teen die struktuur van die huwelik, van hoe God die huis en die huwelik gedesign het. Ons lewe in 'n era, en hoor my mooi, ek het nie beginsel 'n probleem daarmee nie, met 'n ding wat genoem word menseregte. En ek sê nie vanmôre die vrou is ondergeskik aan die man, jy moet my mooi verstaan, kom woon die huweliksreeks by, dan gaan jy sien wat werklik waar bedoel word, van die Bybel sê God is, die man is die hoof van die huis, wat beteken, hy is eintlik die covering, hy is die sekuriteit, hy is nie die baas nie. So van persepsie. Die vrou is nie ondergeskik nie, sy is support. En die man kan nie staan as hy nie sy vrou het nie. En dat jy moet verstaan vanmôre. Ons lewe in 'n era wat die Bybel sê, wat die wêreld sê, dis nie meer nodig om daardie orde te handhaaf in die huis. Ons lewe in 'n era wat die man se identiteit, sy posisie afgebreek word. En die vroue hoor erkenning kry as die man. Ek is nie teen vrouens nie. Get it? Maar ek het nou vir jou gesê, God het 'n orde ingesit sodat daar lewe kan kom. En die oomblik wanneer ons God se orde gaan verdraai, gaan dit lei tot die dood. Sê maar, daarom die orde gehandhaaf word. Sy aanslag is teen die identiteit van die man, teen die vrou, teen die kinders, teen hulle seksuele oortuigings, teen seksualiteit en moraliteit binne die huwelik. En dit word net erger en erger en erger. Alles wat hy doen is 'n poging om God se plan, God se design te keer. Jy moet sien vanmôre. You must understand, he will attack what threatens you. En die vraag is, hoekom is dit juist so? Jy sien, hy weet een ding, as hy nie die huwelike gaan keer nie, gaan God se heerlikheid deurbreek. En hy probeer dit keer. As hy nie verhoudings kan opbreek nie, gaan God se heerlikheid deurbreek en hy probeer dit keer. En ek gaan vir jou wys vanmôre. Jy sien, ek wil jy moet verstaan vanmôre. Ons bid vir lewe. Ons bid dat God se heerlikheid gaan deurbreek. Die eerste plek waar lewe gaan deurbreek, is wanneer dan manne en vroue gaan opstaan en sê, ek gaan my huis volgens God se woord begin rig. Ek gaan God se woord begin toepas. Dan gaan ons weer die heerlikheid van God sien, soos nog nooit nie. You see, you need to understand, where there is relationship, there will be a move of God. Where there is relationship, there will be a move of God. En hulle het nie geweet waar ek bedien vanmôre nie. En toe sê dit bid vanmôre, Here help ons vanmôre, dat ons die hande en die voete sal wees, wat na families toe sal uitreik, om hulle seer te dra, heling te bring, te weet ek waarmee God besig is. Want jy sien, dan is jy vanmôre, dalk van afsonderlike families, is ek en jy deel van 'n groter familie, en die Bybel sê dat ons moet mekaar se laste dra, en so die wet van die Here, die wet van liefde vervul. En wanneer ons liefde teenoor mekaar het binne in hierdie familie, goddelike liefde, sal ons ook die laste van mekaar kan dra, sensitief daarvoor wees en mekaar kan optel. Dan gaan jy die heerlikheid van God sien beweeg soos nog nooit van tevore nie. As dan nie verhouding is nie, dan wil ons staat maak programme en planne wat deur die mens gecreëer is om sy heerlikheid te laat manifesteer. Ouch. Jy sien, God's plan was nog altyd familie. Ek wil dit vir jou bewys vanmôre, Hebreërs 2 vers 10. Hebreërs 2 vers 10. Die Afrikaans sê, wat dit het hom, hoofletter God behaag betaam, ter wille van wie alle dinge en deur wie alle dinge is. As hy baie kinders na die heerlikheid wou bring, om die bewerker van hulle saligheid deur lyding te volmaak. Die Passion Translation sê, for now he towers above all creation, for all things exist through him and
for him. Dis die eerste beginsel wat jy vanmôre moet verstaan. All things exist through him and for him. Mense, waaroor gaan jou huwelik vanmôre? Oor jou? Nou is dit. Dis nog 'n skinny revelation. As die Bybel sê, all things exist through him and for him, dan beteken dit my en jou huwelik is eintlik vir God. Waaroor gaan jou kinders, waaroor gaan jou huis? Nie vir jou nie. Dis sekondêr. Dit gaan primêr oor God se heerlikheid. Hoor wat sê, and that God made him pioneer of our salvation perfect through his sufferings, for this is how he brings many sons and daughters to share his glory. Maar julle, toe ek dit lees, toe besef ek dit, as ons praat van seuns en dogters, my seuns, ek het net 'n seun en 'n dogter, dan praat ons van familie, hoor jy dit? Miskien het ons dit nog nie mooi opgelet nie, maar Jesus self het dit bekragtig toe hy gesê het, so moet jy dit bid. Wat sê hy? Kom aan, en sê dit, ons Vader. As Jesus dan God geopenbaar in die vlees, God almagtige Gees, sy Vader noem, en hy sê ons Vader, dan sluit dit my en jou in by God se familie. Amen. Is jy by my? Die Bybel sê, hy het juist hiervoor gekom om ons te versoen met God, deel te maak van daardie familie as sy kinders. Hoor wat sê in Efesiërs 1:5, ek lees vir die Bybel vir almal vertaling, voordat God die wêreld gemaak het, voor die grondlegging van die aarde, voordat hy die aarde geskep het, het hy besluit dat ons sy kinders moet wees. Familie. Hy het vir Jesus Christus gestuur, sodat ons God se kinders kon wees. God wil graag hê, ons moet sy kinders wees. En ja, God kom en hy demonstreer dit vir my en jou, dat ons in daardie verhouding met hom moet leef as kind teenoor Vader, sodat ons ook in die res van die familie daardie liefde kan uitbeeld na buitekant, sodat hy sy koninkryk kan vestig op aarde deur daardie verhoudings. Kerk nie mooi oor vanmôre. Wil dit weer sê, die huwelik is nie primêr gemaak vir my en jou nie, dis vir God se heerlikheid. Kom ons stop net vir 'n oomblik. So eintlik moet dit 'n maatstaf word. En nou moet ons maar net sê, eina. Want baie keer het goed as my kyk hoe hy van Nel behandel het, hoe hy opgetree teenoor Anel, dan wonder ek, hoe was God verheerlik? Jy wil nie eina te sê nie, dit is nie oor my na nie. Maar sit jou naam dan. As my gesin gaan oor God se heerlikheid, dan wonder ek as vader, as pa, baie keer my gedrag teenoor my kinders, teenoor my gesin, hoe was God verheerlik? Ouch. Of was dit net gewees, dat ek lewe wou leef, my huwelik wou leef, op maniere wat vir my van krag is? As jy nie moet verstaan vanmôre, die huwelik, die gesin, net so die groot familie van God, is geskape tot sy eer, tot sy heerlikheid. Die grootste opdrag, of die eerste opdrag wat God aan die mense gegee het, Genesis 1:28, het hy gesê, God het hulle geseën en gesê, wees vrugbaar, vermeerder, vul die aarde. Dit spreek van fisiese vermeerdering, ja, maar dit praat ook van 'n geestelike vestiging van God se koninkryk op die aarde. Hoekom? Want voordat het hy gesê, julle het heerskappy op die aarde, mense, ek my haas vanmôre, jy moet iets verstaan vanmôre. Die eerste area waar God wil hê dat ek en jy hom moet reflekteer, dis wat ons gemaak het, Genesis 1:26, sien jy, ek loop agteruit.
Hy het gesê ons gemaak na sy beeld, sy gelykenis, wat beteken to bear the same characteristics as God. Die eerste area waar ek en jy veronderstel is om God se karakter uit te beeld, om die vrug van God se gees uit te beeld, is die gesin. Hoor jy dit? Vergeet daarvan dat jy dink jy gaan dit reg kry na wêreld daar buitekant toe, as jy dit in jou eie huis kan reg kry nie. Kom aan. Sy karakter om liefde uit te leef, om nederigheid uit te leef, om langmoedigheid uit te leef, om vriendelik te wees, om verdraagsaam te wees, om gehoorsaamheid uit te leef, om humble te wees, om diensbaar te wees, om nie kwaad te vergeld nie, om die betredinge van die wat saam met jou is te bedek met liefde, om nie jou eie belang te soek nie. Dis wat die Bybel sê. Dis die karakter van God. En ek weet nie van jou nie. Dis eienaar. En hoe dink ons gaan ons het reg kry en dit aan 'n wêreld daar buite te gaan uitleef as ek dit nie binne my huis kan doen nie? Ouch. Kan jy verstaan vanmôre? God wil sy eerlikheid laat deurbreek. Maar dit moet begin by my en jou. Ek en jy gaan dit nie reg kry om liefde uit te leef as ons dit nie eers gaan reg kry in hulle wat my eie vlees en bloed is nie. Is jy by my? Ek het gister 'n oproep gehad, eintlik in die week. Ek het gister vanoggend van jou vertel van 'n jong dogter wat my gebel het. En sy sê hierdie woorde, dit is nogal eina. Sy sê, weet jy wat, ek het op 'n plek gekom in my lewe waar ek betwyfel selfs God se liefde, God se heerskappy, God se heerlikheid, of alles wat jy sê van God, die waarheid is. Ek het op 'n plek gekom in my lewe, sê sy, wat ek het net nie meer kan vat nie. Die optrede, die afbreek van my pa en my ma, die vernedering, die hartseer, die pyn, soveel so dat ek nie eers meer in God wil glo nie. Weet jy wat die ergste van alles is? My pa is 'n pastoor. Weet jy die Bybel sê? Voordat ek dink, ek kan God se huis, die familie, sy liefde uitleef, gaan ek moet eers dit regkry in my huis. 1 Timoteus 3 vers 4 en 5. Hy sê, hoe kan ek care, hoe kan ek beheer hê, hoe kan ek liefde uitleef, hoe kan ek versorging hê, binne in God se huis, binne die familie van Here, aan die wêreld daar buitekant, as ek my eie huis nie kan regeer nie. Miskien is dit hard vanmôre. Maar sien, dis hoe God juist dit beklemtoon het in Deuteronomium 6, toe hy vir Moses gesê, dit is dan die grootste gebod. Die insetting en verordening wat die Here julle God beveel om julle te leer, sodat julle dit kan doen in die land waarin julle oortrek om dit in besit te neem, dat jy die Here jou God kan vrees om al sy insetting en sy gebooie wat ek jou beveel te hou, jy en jou kindskind al die dae van jou lewe. Jy, Moses, jy, moet dit net vir kinders spreek nie. Begin jy dit leef. Maar gaan lees die res van Deuteronomium 6. Waar hy sê, jy moet dit op jou hartstafel grafeer. Jy moet dit tussen jou oor dra. Jy moet dit op jou deurposte wees. Dit moet in jou mond wees wanneer jy opstaan. Dit moet in jou taal wees wanneer jy gaan slaap. Jy moet dit modelleer. Dis alleen wanneer jy dit van God sien. So jy moet verstaan vanmôre, God het die huwelik en familie gemaak en hy wil sy heerlikheid sigbaar laat deurbreek. Net so jy die kerkfamilie vanmôre. Jy gaan my sê, maar hoe is dit van toepassing? Nee, ek weet nie hoor, Matteus 16:18 sê, en ook sê ek vir jou, jy is Petrus, en op hierdie rots sal ek my gemeente, ecclesia, en as jy dit gaan vertaal, dan beteken dit a community or family. So kan jy sien vanmôre, God se beginsels gaan ook oor die verhouding binne die groot familie, sodat sy heerlikheid kan deurbreek binne my lewe. Ek het net vir jou gesê, ons het die belofte God gaan groot dinge doen. Maar wanneer ek in die beginsels vir hierdie familie gaan toepas, dis wanneer ons God se heerlikheid gaan sien deurbreek. Hallo?
So jy moet verstaan, alles draai rondom sy heerlikheid. En steeds is die vraag, maar hoekom? Hoekom is die vyand se aanslag so groot? Jy sien, moet verstaan vanmôre, die duiwel val net aan wat vir hom 'n bedreiging is. Dis omdat jy vir hom 'n bedreiging is. So as jy gewonder het, hoekom jy aanslag beleef? Dis omdat jy 'n threat is, sê ons, vir die vyand. Sien, jy moet verstaan, Genesis 1:7 sê, God het aan die mens heerskap op die aarde gegee. Dit beteken, die mens het die autoriteit gehad. En die Bybel sê, die duiwel was neergewerp op die aarde, omdat, hoor mooi, omdat hy heerskappy en aansien wil gehad het in die hemel, wat nie aan hom behoort het nie. Het jy dit al gelees, Jesegiel 28? Die Bybel sê, weens jou hoogmoed en om jou gelykheid gestel het aan God, is jy in die hemel uit neergewerp. Is jy soos 'n bliksemstraal op die aarde neergewerp. Hoekom? Om die mense sien te kom versondig? Nee, mense. Van die begin af was dit God se plan dat die mens oor die duiwel sal heers. Nie die duiwel oor ons nie. Dis die mense ongehoorsaamheid wat gemaak het dat die duiwel heerskappy oor die mense gekry het. Hoor mooi, dit is die mense ongehoorsaamheid wat steeds gemaak dat die duiwel heerskappy in jou huwelik gaan hê. God het aan die mens heerskappy gegee en van die begin af wil die duiwel dit keer. Hy wil keer dat God se heerlikheid gaan deurbreek. Daarom maak hy die mens na sy beeld, sy gelykenis. So jy moet verstaan vanmôre, voordat ek kan kom op 'n plek en sê, my vrou moet verander, my kinders moet verander, is dit belangrik dat ek en jy eers gaan verander. Vrouens, julle sê nou baie maklik, ja, dit geld vir julle ook. Voordat jy kan sê, jou man moet verander. Want jy sien die eerste ding wat hy vir ons sê, is hy die mens gemaak na sy beeld, sy gelykenis. Daarna maak hy vir hom hulp. Iemand het dit eenslag gesê, daar is soveel keer wat mense bid, Lord, give me the right person. Jou gebed moet eintlik verander en sê, Lord, make me the right person. Voordat jy die regte persoon gaan kry, moet jy eers die regte persoon word. Weet nie wie ek vir wie ek het sê, is dalk baie jong mense vanmôre, hulle, wie is eers die regte persoon? Dan kom en hy sê, nadat hy die mens gemaak het, wat by die mens pas, dan sê hy, die mens gaan nie alleen sy doel bereik, ek sal vir my hulp maak wat by hom pas. Die mens sal nie kan uitvoering gee om die heerlikheid van God op die aarde tentoon te stel, solank as wat hy alleen is nie. Is jy by my? Want die heerlikheid van God breek deur, waar die liefde van die Here aktief werksaam is. Dan kom Adam, en dan sê hy die woorde, daarom sal die man sy vader en moeder verlaat en sy vrou ontleef, en hulle sal alleen wees. Wat? Vir daardie purpose wat God gemaak het. Om daarby uit te kom, staan twee vereistes, mense. 1. Leave and cleave. You cannot cleave unto God if you have not decided to leave the sinful world. Is jy by my? You cannot cleave unto what God's will is if you did not leave your own plans and thoughts. Voordat jy nie kom op 'n plek om dit agter jou te sit nie, gaan jy nie kan aankleef wat God se plan is nie. Voordat jy nie gaan kom om jou gedagtes vir jou lewe een kant toe te skuif nie, gaan jy nie God se plan vir jou lewe in besit kan neem nie. Is jy by? Daarom sal die man sy vader moet verlaat en sy vrou aankleef en hulle sal een wees. Jy sien, jy moet verstaan vanmôre, daar is krag in eenheid. Hoor jy? Daar's krag in eenheid. Daar's oorwinning in eenheid. Daar is goddelike heerlikheid in eenheid. God ag eerlik in eenheid. Is jy by my? Die Bybel sê in Psalms, hy sê, hoe lieflik is dit dat broers, en ek wil sê en susters, saamkom in, sê dit? Wat doen hy dan? Hy sê daar, gebied God sy seën. Met ander woorde, hy commands his blessing to go and manifest where brothers and sisters dwell together in unity. Matteus 12:25 maak Jesus die volgende verklaring. Hy sê, Jesus het hulle gedagtes geken en vir hulle gesê, elke koninkryk
wat teen homself verdeeld is, word verwoes. En elke stad of huis wat teen homself verdeeld is, sal nie bly staan nie. Kan jy vanmôre sien wat die duiwel se grootste aanslag is? Om verdeeldheid in jou huis te bring. Om verdeeldheid te bring tussen man en vrou. Om verdeeldheid te bring tussen man en sy God. Om verdeeldheid te bring tussen paas en kinders. Om verdeeldheid te bring tussen kinders en kinders. Want wanneer jy verdeeldheid kan bring hy distractie. Want 'n koninkryk wat jy homself verdedig is 'n kragtelose koninkryk. En dis wat die duiwel probeer keer. Want God het my en jou geskep en geroep om sy koninkryk op die aarde sigbaar uit te leef, om sy heerlikheid ten toon te stel. Maar solank as ons gaan toelaat, hoor my, toelaat, dat die vyand verdeeldheid bring. Die grootste oorsaak van verdeeldheid is die eie ek. Me, myself en I. My wil. Kom aan. Dink maar 'n bietjie wanneer jy en jou vrou, en julle beklei mos nie, net daai intense moment of fellowship het. Wie van ons het ooit dit benader vanuit die fokus uit van wat is haar behoefte? Wat is haar hart? Of fokus ons elke slag in daai gesprek van hoe ek dit sien? En ek is reg, en ek moet net vir jou bewys, hoekom is ek reg en jy is verkeerd. Kom aan. En dit lei net tot verdeeldheid. Die grootste oorsaak van verdeeldheid is die eie ek. Hoogmoed. Kom ek bewys dit vir jou. Genesis hoofstuk 3. En jy sal my baie keer kry, met die baie Genesis uit. Daar is soveel life in dit. Die gevolg nadat Adam en Eva geëet het van die vrug. Voor dit, lees 'n bietjie Genesis 2, nou wil ek my lyse vertaal. Okay? Die Bybel sê, God het die mens geformeer in die stof van die aarde, gees van lewe ingeblaas, en hy het 'n lewende siel geword. Toe plaas hy in die tuin van Eden, sodat hy daar met God in verhouding kan wandel. En dan sê hy, dis nie goed vir die mens nie, it's not profitable for growth, sê die Hebreërs. Hy sal nie kan uitvoering gee aan sy opdrag, solank as dit alleen is nie. So ek sal 'n maat maak wat by hom pas. En hy maak hom aan die slaap, en die vrouens sê nog nooit daarna weer wakker geword het. Dis nie die waarheid. En hy die rib van die man, vat hy en hy maak die vrou. En hy word wakker en hy sê, "Woe, man!" Okay. Dis wat Engels sê, hy noem haar woman, man with a womb. Okay, en sy lewe het begin bewe. Okay, knie het lam geword. Nou imagine dit, hy sê, vir haar sal 'n man sy vader moet vra, ek sal alles agter my los. My tradisies, my oorlewing, maniere hoe ek dinge gesien het, sal ek agter my sit, en ek sal haamkleef sodat ons een kan word. Die Bybel sê hulle was ontbloot, hulle was naak, nie geskaam nie, was geen separation tussen hulle nie. Sien jy? Dis die toestand van liefde. Dis God se design, dis God se plan. Maar die oomblik, lees sê Genesis 3, wat hulle sondig en eet van die vrug, verberg hulle self, hulle kruip weg, hulle bedek hulle naaktheid. Hulle hulle verberg hulle nie vir God nie, hulle verberg hulle vir mekaar. En God kom en hy sê, Adam, waar is jy? Hier is ek, Here. Adam, hoekom kry jy weg? Want ek is naak, Here. Wie het jou te ken gegee? Het jy geëet van die vrug wat ek gesê jy nie mag eet nie? Ja, jy mag die vrou wat jy nie geëet. Kom aan. Dis wat hy sê. Dit staan in die Bybel. Here, die vrou wat jy my gegee het, voor dit, was dit, baby. Wat het gebeur? Die oomblik toe die fokus weggedraai van God se design vir die mens, om God lief te hê en die mens lief te hê, en die fokus gedraai net na me, myself en I, toe maak die ander party nie meer saam. En daai boosheid is oorgedra deur die jare, en hier sit ons vandag, dat die grootste oorsaak van verdeeldheid is me, myself en I. Kom ek bring dit huis toe. Vir 'n oomblik wil ek agter ons sit.
Die grootste oorsaak van verdeeldheid binne die liggaam van Christus is me, myself en I. Ek hou nie daarvan dat dit so gedoen moet word. Ek onthou Pastor Tini die ander dag gesê, iemand het by hom gekom en het vir hom gesê, weet jy wat, ons is Afrikaanse gemeente en ons mag nie die Engelse goed sing nie, ek dink nie dit is reg nie. En Pastor Tini het vir hom gesê, hoor die laaste wat ek kan onthou, sing ons nie vir jou nie, sing vir God en ek het nog nooit vir my gesê, probleem met Engels. Kom aan. Eina. Sien ons moet die ruimte maak vir mekaar nie. Sien ons moet mekaar se siening is respekteer, dis wat ek sê nie. Maar is my siening, dit wat my voorkeur is regtig God se. Of probeer ek selfs God beheer in terme van wat hy mag doen op grond van wat ek dink, hoe ek dit sien. Miskien moet ek dit wel los. Ek het iemand nie by my geskryf durf om dit sê nie, asseblief. Jy sien die Bybel sê, ons mag daarna, ons verlang daarna, dat ons God se hand in beweging kan sien vir groot dinge, dan is dit tyd vir die kerk om eendragtig te begin kom, want die Bybel sê, toe die eendragtig in die boventrek was, toe die gees van God gemanifesteer, toe sy eenheid neergebreek. Die eendragtigheid kom net wanneer door my die prentjie uit is. Wanneer meer gaan oor hoe ek dit sien, maar wat is God se plan? Ek voel my hals verloor. Jy sien, eie ek is die grootste oorsaak, hoekom huis opbreek, hoekom huwelik in die hou nie, hoekom die kerk vandag kragteloos is. Daar is geen manier vir die mens om suksesvol te kan wees in sy huwelik, solank as wat die fokus homself is. Daar is geen manier dat die gesin gesond en gelukkig en geseën gaan wees, as die fokus die eie ek is nie. Ek is die pa. Dis nou 'n paar vrouens wat lag nie so. Manne, nou mag ons maar sê eina. Dien die irritante. Ek het ook al gesê, ek koop die bestousties. Hierdie is my huis, onder my dak sal dit so gaan. Sê nie, mag nie reël sê nie. Sê nie, mag nie boundaries wees, wat goed is vir jou kinders. Dis wat ek sê. Wat ek sê is, wanneer ek en jy daar die boundaries in liefde gaan stel, wat goed sal develop, gaan dit nie afbreek maak nie, maar dit gaan lei tot heerlikheid van God. Hallo? Ek nie nou daaraan gaan. Sien, verstaan vanmôre. Die eie ek bring verdeeldheid en vernietig die koninkryk. Dit is om die waarheid te sê, en ek het gestik toe sê, wow, dan verstaan ek hoekom Here gesê, die grootste gebod is jy leer jou God lief hê en jou naaste soos jouself. Hoekom? Wat is die eerste ding wat gebeur het met die sondeval? Verdeeldheid in verhouding met God en verdeeldheid in verhouding met jou vrou, met jou gesin, met jou naaste. Verstaan jy nou hoe God dit ingesit het? Want as dit nie gebeur het nie, sou jy die heerlikheid van God sien. Maar ek het vanmôre vir jou goeie nuus. 2 Korintiërs 5:18 sê, God het ons met homself versoen het, deur Jesus Christus, en aan ons die bediening van die versoening gegee het, naamlik dat God in Christus die wêreld met homself versoen het, deur hulle misdade nie toe te reken nie, en die woorde van die versoening aan ons te vertrou het. Wat beteken dit? Die Bybel sê, hiervoor het Jesus gekom, om daardie werke van die vyand tot niet te maak, en ons weer met God te versoen. Nie net hier in ons verhouding nie, maar daar versoening kan kom, ook hier. Hallo? Dis my sê dat ons die boodskap van die versoening, die woord van versoening gegee. Dit beteken dat daar die principles van versoening, naamlik vergifnis, naamlik om te sterf in jouself, hier toegepas moet word, as jy sê jy kind van die Here is, maar vir sukses en vreugde in jou huwelik en jou gesin, moet dit ook hierso geld. As jy by my? So. Jy sien, God het in Christus reeds die nodige versoening te bewerkstellig. En al wat dit verg is dat ek en jy ons kruis gaan opneem. So myne dit laas week bedien. Om jou kruis op te neem beteken om te sterf in jouself. Not my will, Lord, but your will be done. En waar U my volg, waar U my lei, volg ek geduldig. Ja, ons wil sê, Here, waar U my volg, sal ek lei. En jy moet geduldig volg, né? Dis was ons vision van dit. Jy sien, jy moet verstaan van God wil die huwelik herstel. Hy wil gesin kom herstel. Hy wil verhouding kom herstel. Hy wil sy heerlikheid in sy kerk laat deurbreek. En dit gaan net weer gebeur wanneer ek en jy bereid gaan wees om te sterf
in onsself. Ek wil klaarmaak. Johannes 12:24 sê die volgende: voorwaar. Die woordjie voorwaar beteken ek zweer. Jesus sê, hier's 'n waarheid wat jy moet verstaan, is vasstaan. Dis onbetwyfelbaar. Ek sê vir julle, as die koringkorrel nie in die grond val en sterf nie, bly dit alleen. Maar as dit sterf, dra dit veel vrug. Wil jy hê dat goddelike vrug in jou huis wees? Is ek en jy dan bereid om te sterf van onsself? Jy sien, solank as wat ek fokus op myself, my belang, bly ek alleen. Gaan ek nie Gods lewe sien. Vers 25, wie sy lewe liefhet, sal dit verloor. Maar wie sy lewe haat in hierdie wêreld, sal dit bewaar vir die ewige lewe. Daarom, sê Genesis 2, moet sy man sy vader en moeder verlaat en sy vrou ontlief. Ons moet los agter ons, selfs onsself lief. Dis die Engelse woord gebruik. Hallo? Ons begin dinsdag aand met die huweliksreeks. Hierdie is die eerste sessie, is gebaseer op living and cleaning. Die belangrikheid daarvan. Maar vanmorgen wil ek hê jy moet verstaan, solank as wat ek gaan vasthou aan me, myself en I, kan God nie sy heerlikheid in weet wat jy weet nie. And it's time for you to leave yourself and cleave unto God. Want dit is alleen wanneer jy sy heerlikheid gaan sien. Verlang jy vanmorgen na groen? Dan moet jy bereid wees om te sê, ek lê myself neer.